Torika, vandag se vraag is: hoekom voel om nee te sê soos 'n mislukking? Dit is vir my, dit is mos nou te doen met grense, né? Gaan ons nou vandag gesels oor grense, of is daar iets wat jy nou weer uit gaan reik wat diep en mooi is hier oor nee sê? So nee sê is op sigself seker een van die goed wat maak dat jy 'n grens en 'n sirkeltjie om jouself trek, nê? Nee? Maar voor jy dit kan doen, moet jy 'n klomp baie triekie vrae vir jouself vra. Want ons verleef in 'n samelewing, ons maak kinders groot dat hulle nie tel nie en dat hulle nie saak maak nie. En waar in jou lewe sê jy vir jou ma of jou pa nee? En wat beteken dit vir jou en vir hulle en vir die hele situasie, nê? Nee? Maar die kernidee agter om éventueel te kan nee sê, het te doen met liefde, met waarde en met die ego. Nou vir jou om te kan nee sê, moet jy klaar ego werk gedoen gehad het. En nie noodwendig jouself nie, maar dalk het jy groot geword in 'n huis waar jou nee het getel. Dalk mag jy gesê het, ek wil nie vandag die boontjies eet nie, en jou ouers was soos, dis fyn, jy hoef nie die boontjies te eet nie, vandag voel jou lyf nie reg vir boontjies nie. Of jy het besluit, vandag trek jy 'n denim kortbroek en 'n T-hemp skool toe aan, en vir al jy nou nog in kleuterskool is, en dit was so goedgekeur en niemand het vir jou gesê nee, gaan trek eerder daai hempie aan of iets anders aan, nê? En wanneer jy genoeg van dit kry in jou lewe, dan leer jy maar jou nee tel en jou nee het waarde en jou nee word gerespekteer. Maar in meeste situasies is dit nie so nie. In baie situasies het jy dit gehad as kind, maar dan leer jy op skool en jy leer na skool dat nee, my nee tel nie hier nie, en dan pas jy weer aan sodat jy nie verwerp word deur jou samelewing nie. Sodat jy waarde het, sodat jy liefde ontvang. En jy weet, hier het ons te doen met voorwaardelike teenoor onvoorwaardelike liefde. Ek het nou die dag 'n interessante ding, dit hou nou 'n bietjie verband met hierdie, is dat op geen plek behoort jy onvoorwaardelike liefde te kry nie. En eers was ek soos, hierdie maak nie vir my sin nie. Ons word gepreek onvoorwaardelike liefde moet jy kry en dan is jy heel en jy is wonderlik en alles. Maar daar moet 'n gapentjie wees wat jy self met jou selfliefde moet vul. En wat jy moet genereer en wat jy moet ontwikkel en kweek. Want daai selfliefde is nodig. As jy konstant onvoorwaardelike liefde by almal anders kry, dan hoekom moet jy leer om jouself lief te hê? En hoekom moet jy leer om jouself lief te hê? Jy moet leer om jouself lief te hê, want dit is waar jy leef heel dag saam met jouself. Jy moet leer om jouself lief te hê, né? So met ander woorde, dit het te doen met of jy mag nee sê of jy nie mag nee sê of jy verwerp word op die einde van die dag. Mislukking, wil ek amper sê, is meer 'n alledaagse konseptuele idee rondom of ek verwerp word of nie. Dis makliker om te praat van mislukking teenoor verwerping. Ja. Maar dit voel ook vir my binne konteks dat die mislukking is soos 'n iets wat iemand verwag gaan gebeur. Dit beteken nie dit het al gebeur. Of mislukking is ook vir my baie keer daai skuldig voel, dat jy voel jy mag nie vir iemand nee sê nie, want dan soos jy sê, jy gaan verwerp word en dan is jy mislukking. So jy doen dit maar net eenvoudig nie. Maar kom ons die voordeel van aanleer om nee te sê. As ons dit miskien net kan voorbeelde daarvan gee. Ja, kyk, die voordele, dis baie interessant, veral wanneer ek in my praktyk met mense werk. Dit is 'n ding wat jy oefen. En daar's ook 'n ding waar jy betekenis daarin moet ontwikkel. As jy die eerste keer vir jou skoonma nee gesê het, dan dink ek, kyk, dis 'n tawe ene nê. Om die eerste keer vir so 'n belangrike entiteit in jou lewe nee te sê, leer jy dan, daar's een van twee maniere hoe hierdie kan gaan. Daai nee kan gerespekteer word en dan word dit aansienlik makliker, of die nee kan nie gerespekteer word nie. En dan is daar werk wat daarmee plaasvind. Hoekom is die nee vir my so angswekkend? Wat beteken dit vir my? Word die nee, word my behoeftes, my grense, wat beste is vir my en my kinders of my en my man of my en my samelewing of wat in watter konteks dit is, word dit gewaardig deur die ander persoon? En indien nie, moet jy baie ernstige besluite, gesprekke, jy weet, bietjie deurdenkte, ek wil sê konsepte
daar rondom hê om uit te vind, maar is hierdie 'n gesonde verhouding vir my of nie? As ek vir my geliefde of 'n vriend of 'n vriendin nee sê, hoe word daai nee aanvaar? Miskien was jou versoek of jou nee onredelik. En dan moet jy ook die selfkennis hê om te kan sê, ja, miskien was ek bietjie onredelik of miskien was ek bietjie te hard met my nee, miskien kan ons hiermee werk, miskien kan ons net vir sekere goedjies van hierdie krisis of hierdie idee of hierdie konsep nee sê, maar nie vir ander goeters nie. En jy kan altyd teruggaan na die persoon en sê, hoorie, ek dink ek besef my nee was dalk bietjie onredelik. Kom ons kyk hoe ons hierdie kan maak werk wat vir beide van ons goed sal wees. Die groot ding hier is, bedrieg jy jouself of betoon jy eer aan jouself? En ek praat nou nie hier van 'n narcistiese eer nie. Ek praat hier net van 'n agting vir jouself. Het jy agting vir jouself deur om nee te sê of bedrieg jy jouself? En ek dink as jy eintlik net daai twee konsepte vir jouself daar kan neersit en sê, bedrieg ek myself of gee ek agting aan myself, dan word daai nee eintlik baie makliker. Jy kan nie bekostig om jouself te bedrieg in vandag se samelewing nie. Daar's te veel goeters waar jy moontlik jouself al klaar kan bedrieg. Ek dink baie keer help dit ook vir mense om moenie dink aan die nee nie, dink aan die hele tyd ja sê. Wat ook die nadele daarin is om die hele tyd vir almal om jou ja te sê. Die hoeveelheid energie, hoe min jy tyd vir jouself gaan hê, die misbruik wat mense dit sal dit misbruik. Mense is ook maar net mense, maar dit help baie keer om dit daai kant om te sien. Ek dink aan die ja as niewers moet ek dink aan nee sê. Absoluut, wat dit vir jou beteken om net konstant ja te sê. Dit is eintlik so cool. Daar is ook 'n pad wat jy kan volg, is om onder die beste en selfs slegste omstandighede ja te sê, want dit gaan vir jou nuwe avonture bring en jy gaan nuwe ervarings hê, maar nooit ten koste van jouself nie. So daai kan eintlik jou benchmark wees. As jy 'n jaar het nou nê, waar jy sê vir soveel as moontlik goed ja, want jy is reg vir avontuur. Jy is reg om ge-challenged te word. Jy's reg om te groei, maar nooit ten koste van jouself nie. En dis weer die teenoorgestelde daarvan. Partykeer sê ons te maklik nee. Partykeer sê ons te veel nee. Partykeer ten koste van verhoudings en gesonde verhoudings sê ons nee. En daai's ook weer die ander kant daarvan, is om te vra, maar sjoe, gebruik ek nie eintlik nee om myself die hele tyd te verdedig nie? Hoekom is ek in daai verdedigingsposisie die hele tyd? Want daar's baie keer, ek vind veral in die samelewing, jy wil byvoorbeeld met iemand 'n vriendskap aanknoop en dit kan eintlik 'n baie cool koneksie wees. Maar die persoon is net glad nie oop nie, want hulle is so seer gemaak al in die verlede en hulle sê net vir absoluut alles nee. Vir daai nee mens, vra jouself af, is jou nee ook redelik? Ja. Mense, as jy 'n vraag het, kan jy e-pos stuur na lise@wieisek.co.za. Ek sê baie dankie vir Lorika Fik. Sy is 'n voorligtingsielkundige in Johannesburg. Alle besonderhede is by die gesprek. As jy meer oor haar wil gaan lees of haar wil kontak, gaan kyk gerus daar. Dankie dat julle vandag gekyk het. Deel die gesprek. Mense weet nooit wie het nodig om dit te hoor nie, maar die heel belangrikste, soos altyd, kyk mooi na jouself.